Cheers! My naam is Andries. Ek maak cappuccino's. Ek sê Camp Cappuccino. Ek gaan vir julle mooi wys hoe werk hierdie masjienkie nou. Vandag werk my mocha pot. Modifikasie wat ek as 'n milk steamer gemodifiseer het. Die doel van hierdie video is om vir julle te wys hoeveel water ek moet ingooi dat die stoom regwerk. So ek gaan hierdie ouetjie kan 700 ml vat, 600, 700 daar rond. Dis 'n mocha pot 12 grootte. Soos julle sien, gooi ek die water net so tot in die helfte. Ek moet nie meer gooi nie, want dan gaan hy stoom deurlaat. So, die doel van hierdie videoetjie is net die gedeelte wat jy moet voorberei. Nou gaan ek hom vasmaak. Voor ek hom nou heeltemal vasmaak, hier in die onderkant is daar 'n seël. Maak seker hierdie seël is baie mooi in plek. En daar's 'n koper seeltjie ook en dan is daar 'n silikon seël. So, eerste plek is vol water. Nou wat jy kan doen is jy kan klaar warm water hier ingooi, dan maak dit bietjie vinniger. Maar omdat jy nou mos kamp het, jy mos nou baie tyd. So in daai geval het jy dit so gedoen nie. Gaan dit 'n bietjie langer vat. Dan moet jy hom hierso lekker vashou en seker maak hy's goed toe. Okay. As jy hom nou gaan aansit, gaan jy sien, ek wil nou nie later as hy nou warm is in hom karring nie, maar jy moet kyk of hy nie hierso druk verloor nie. Kan of weer daai seeltjie bietjie los is of jy het in hierdie ouetjie gekarring en geskuif. So ons gaan hom nou ek hom opsit, gaan ek vir julle wys wanneer hy begin kook. So nou kan ons maar net wag dat hy warm word. Die proses gaan nou gebeur. Hierdie ouetjies kan ek nou opsit, hy's later bietjie warm. Ek het nou net aangesit. So ons gaan volgende wag, kan hierdie ouetjie gelukkig bietjie wegtrek. Ons gaan nou wag dat hy warm word totdat hy daar by 3 bar, tot by 3 bar kom. Dan is hy gereg die regte hitte sodat ons kan koffie se melk warm stoom. Jy sal sien hier in die agterkant. Wel in die agterkant, hang af hoe hy vasgedraai het, is daar 'n release valve. Hy gaan begin 'n stoom blaas. As jy hom nou gaan warm is, sal ek vir julle weer wys, dan kan jy hom nou daar voel. So vir nou wag ons net laat hy warm word. As jy hom wel op het en dit vat 'n rukkie om warm te word en hy wil nie lekker jy kan sien dit die graai kan jy dan gaan kyk of hy nie dalk daar so 'n bietjie lug stoom uitblaas. En of miskien nie so mooi geseël het nie. Ek het dit al gekry. Dan haal ek hom dit af. Sit hom onder koue water. Net maar soos 'n stoompot selfde. Laat hom eers afkoel. Net onder koue water wag rukkie, maak dit weer oop. Moenie aan hom vat nie, hy is baie warm. Okay. Ek het julle nou net hierdie deel verduidelik van waar hy warm is. Ons gaan nou aan. Ek gaan nou vir ons koffietjie gereed maak. Eerstens begin ek gaan nou vir nou verskillende potjies. Hierdie is vir 12, hierdie is vir 6 en daai is vir 3 mense. Hierdie potjie werk actually baie lekker saam met hierdie grootte. Want dis 'n 3 size, met ander woorde is 'n 1,5 sterkte of 'n 3 sterkte koffie. Die koffie is bietjie nie so sterk soos daai espresso masjiene wat in die industrie is nie. So 'n 3 sterkte is eintlik net 'n lekker dubbel sterkte vir my, maar dit is nou na smaak. Elke mens gaan dit nou anders. So ek gaan nou vir 2 mense maak. Wat ek dan gaan doen is ek gaan die water, ek gooi reeds warm water in. Ek gaan hom vir my geval net half gooi. Jy sal sien, sal jy hom vol gooi, enige een van daai potjies, daar is ons jou maksimum merk. So jy gooi hom of 1, 2 of 3 sterkte, afhangende van hoe sterk jy hom wil hê. In die geval gooi ek hom net so half, genoeg vir 2 koffies. En dan gaan ek nou koffie bygooi. Ook weer na smaak. Jy moet maar oefen. Ek maak die mandjie in die geval net so 3/4 vol. As ek nou vir 3 mense sou maak, dan sal ek hom nou vol gemaak het. Tik hom dan net so liggies dat hy mooi gelyk is. Moet hom nie stamp nie. Hy moenie hard vasgestamp word nie. Seker maak hy seël mooi. Dan gaan ek hom op die koudste vlam sit. As hy sy koudste vlam net aan. Hierdie water is nou, ek kan voel hy's bietjie dit vat hy brand nou bietjie hy's lekker warm. Sy sommer uit. Nou gaan ek op die koudste vlam sit wat ek kan. En ons gaan net wag dat hy lekker warm prit. Jy sal sien, as ek hom hier oop het, ek gaan vir julle nou wys, hy moet stadig, so stadig as moontlik prit. So ons gaan hom net los dat hy nou sy storie klaar maak. En dan wys ek vir julle hoe doen ek die laaste deel van die koffie. Ouetjie kom nou net borrel uit die koffietjie uit. As hy net so begin het klaar uitborrel, hy moenie uitspuit nie. Dis ook maar op 'n koue vlam sit, hy's basies nou gereed. Wanneer jy nou kamp, het jy nou net 1 stoofie. So wat ek sal voorstel is jy maak eers jou koffie,
los hom in die potjie, sit op een kant, want hy gaan sy hitte hou binne in die potjie. Maak hom toe. Okay, hierdie ouetjie is nou amper gereed. As dit nou so op 3 bar is, gaan hom nou hoor begin blaas. Nou, wat is baie belangrik, wat ek doen, ek vat 'n leefkoppie, hy is geneig om stoom heen op te pak. Nou, ek gaan eers 'n bietjie ontslaa raak van die stoom, nie die stoom nie, die water druppels van die stoom, so, ek doen juist dit binne in die koppie, en hy is baie warm, dis hoekom hy gaan jou brand, maar ek kan net vir julle wys vir die video, hy blaas net skoon stoom uit. Ek meen, hy is met ander woorde nou reg om die melk te vloei. Ek koop sommer hierdie full fresh melk van Spar, die een, daar's 'n Barista donkerbruin melkie wat jy ook kan koop, hy het seker dat het net so goed werk. Anders te enige volroom melk sal werk, is maar na keuse. Nou gaan ek die melkie vol stoom, sien, ek gooi hom net so in die helfte, jy sal sien sommer daar, hy maak sommer hom so koue kleur. Dan gaan ons met die melkstoomproses. As jy net vir my naby kan kom, hierdie punt, hou jy basies net so onder daar, so skuins. Ek het gelukkig 2 tipes hierso, hierdie een is 'n baie fyn tip, so hy gaan actually baie mooi werk. Hou hom onder en moet hom nie uitlos dan insit, jy gaan al jou melk uitspat en dan kan jy eintlik maar jou melkproses van voor af begin. Ek sou voorstel jy kan met koue water en met sunlight seep oefen. Maar hier is nou die regte een. Jy sal sien, dit klink of hy so skeur soos papier. Opbou net hitte. En al wat ek doen, ek hou hom net daar tot hy warm word. Net so. Ek haal hom nie uit nie, hou net daai punt so bo. Ek nou die steampytjie insit, gaan ek wag dat hy so 70 grade is. Het klim hy sommer nou vinnig. 65 is eintlik 'n beter een. Begin my al brand. So ek ken hom al teen die tyd. Waar is hy? Ek kan sommer sien hoe klim hy daarna 65 grade toe. Was dit klaar reg? OK. Hierdie melkie is nou basies gereed. Gaan my koffietjie nou gooi. Single shot. 1. Ek gaan af om net so 'n bietjie lekker te meng, dat hy mooi inmeng. Nou gaan ek allee, baie lekker. En 'n manier om te toets, baie mense sê, as ons kyk of hy reg gekom het, vat ons net 'n skoon lepeltjie en ek gaan kyk as hy so rukkie daar bo op dryf. Kan jy sommer sien hy het 'n lekker roommengsel. Nou geniet jy hom net. Ek het nou net daai enetjie klaar gemaak. Terwyl ek nou besig was met hom, is die melk klaar weer reg vir die tweede enetjie. So nou gaan ek net my tweede enetjie bygooi. Weer die helfte. Daai enetjie staan nog daar vir ons en wag. Doen gou 'n tweede enetjie. Ja, koffietjie daar gooi. As hy nou amper warm, ek voel hom so met die hand, ek stel gewoon daaraan. Ek hou hom onder, tot hy klank weg is, as ek op uithaal, anders dan gaan hy spat. Ek tik hom so 'n bietjie, die rede kom ek hom tik, haal net die borreltjies uit die melkborreltjies uit, so dan is hy nou baie smooth. Hulle sê dit lyk soos full paint, soos 'n verf. Goeie, begin altyd hoog. Dis die geheim, en dan die laaste deel, gooi hom net lekker naby. So, as jy klaar gedrink het, jou koffie sal na die tyd so room, nog hier in die kant bly. Heel